Baie welkom by vanoggend se erediens. Soos julle weet, ons is besig met die Saligsprekinge. En hierdie week is ons by Matteus 5 vers 6. Ek wil sommer daar op die bord sit, ander gaan nou vir ons regkry. Matteus hoofstuk 5, daar vanaf vers 6. Daar kom net van na bo af, asseblief. Ek druk weer hier se knoppie. En nog een. Okay. So ons gaan lees Matteus 5 vers 6. Ek gaan eers die 83 vertaling en dan die ou vertaling gaan ek dan vir ons lees. Daarna gaan ons saam bid. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. En dan die ou vertaling, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Net tot sover. Kom ons maak die bid toe, dan bid ons saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons is so dankbaar, Here, vir die wete dat ons aanbid U, die enigste ware alleenwyse God. Here, ons weet ook dat U is vandag hier saam met ons, want U is Immanuel, God met ons. En Here Jesus, ons eer U, ook vir hierdie geleentheid wat ons het om hier te kan wees. Dankie vir die gebou, en dankie vir die voorreg wat ons het in ons land, om nog steeds godsdienstvryheid te kan hê. Ons eer U daarvoor ook self, Here. Ons bid ook, Here Jesus, wat U woord, wat sy loop geneem, dat het asseblief op vrugbare grond sal val. En dat mense waarlik sal hoor, sal ervaar, sal bely en besef, dat U is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur U nie. Kom en word U verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. So voor ek in my preek begin, wil ek gou vir julle nog 2 verse lees, maar hierdie verse is aan die einde van die bergpredikasie. Kom ons kyk of hy nou werk. Anders sit dit my daar op asseblief. Matteus 7 vers 28 en 29. So nou, ons is nou by hoofstuk 5. Hier is ons aan die einde van die bergpredikasie. Nadat Jesus nou gepreek het. Maar toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag, en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. En wat 'n wonderlike gedeelte in my gebed vanmôre is, dat jy saam met my, dat ons soos hierdie mense, nie net verbaas sal wees nie, maar ook in verwondering sal wees, oor hoe die Here Jesus is, oor wie hy is, en wat hy vir ons doen. Want hierdie mense, hulle het die Jesus se heel eerste amptelike preek het hulle daar geervaar, en dit het hulle gevul, hulle was verbaas gewees, want so iets het hulle nog nooit gehoor nie. So hierdie mense moes besef het, maar hierdie man, hierdie Jesus waarvan almal gepraat het, hy is die Messias, hy praat die waarheid, en hy leer so goed, hy het hulle werklik aangegryp, hulle harte het hy aangeraak, en ek bid ook, dat elke keer, wanneer ek en jy, as ons na die woord van die Here hoor, as jy lees, of wat ook al, dat jy ook in verwondering sal wees, oor die pragt en die praal, en die wonderlike God wat ons aanbid. Want hy alleen is God, en die Bybel is vol daarvan, dat hy en hy alleen is waardig om aanbid te word. So, vir interessantheid, die saligsprekinge wat ons nou mee besig is, eintlik gaan dit maar basies daaroor vir ons as kinders van die Here, oor hoe om reg te lewe. Want die Here kom en hy sê, geseënd is jy as jy dit doen. Geseënd is jy as jy treur. Geseënd is jy as jy arm van gees is. So dit gee vir ons as kinders van die Here, help dit vir ons hoe om te lewe. En dit help ons om ook te besef dat ons is werklik afhanklik van die Here af.
Ons kan nie sonder die Here Jesus nie. So dit bring ons by ons heel eerste punt, anders sit hom op daar asseblief. Die tegnologie werk nie volgens lekker saam met ons nie. Ok, ek sal begin. So ons heel eerste punt, daar kom jy nou op, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is. Nou ons moet besef, hierdie is nie 'n gewone ligsinnige stelling nie. Hierdie kom die Here Jesus en hy sê eintlik dit gaan oor 'n diep verlange na en hy gebruik die voorbeeld van basiese menslike behoeftes van honger en dors. So eintlik gaan dit daaroor na 'n diep verlange, 'n intense begeerte na meer van die Here Jesus in jou lewe. Dis waaroor dit gaan. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word vir geregtigheid, is die woord dikaiosune. En eintlik is 'n baie lang woord, maar eintlik wat dit beteken is geregtigheid. So nou moet beter te verstaan, moet ons eers 'n teologiese woordeboek kry, wat vir ons verduidelik wat bedoel die Bybel nou onder geregtigheid. Want die 83 vertaling help ons 'n bietjie om te sê om te doen wat reg is. Maar die logiese woordeboek sê vir ons baie mooi. Dit dui op die toestand of eienskap van iemand wat in ooreenstemming is met God se wil en standaard. Nou in plain gewone Afrikaans, dis 'n diep verlange, 'n honger in jou hart om te doen wat reg is, wat die Here van jou verwag. Met ander woorde, net soos in elkeen van ons se fisiese lewe, waar ons afhanklik is van kos en van water. Hoor ek kan vir julle vra, wie van julle was al ernstig honger gewees? Sanel. Ja, Sanel is nou swanger, sy is altyd honger. Ek is altyd honger. Ja. Baie mense sê mos, kyk, hulle maak soos 'n teks sê, is altyd bly vir nog iets sien. Maar ek onthou klompie jare gelede, baie jare gelede, ek en my vrou was ons op 'n dieet, 'n sopdieet. Ek weet nie of julle al kyk hierso, dit was die akligste ding in my lewe gewees. Op 'n stadium het ek gevoel ek is so honger en toe ek honger vir hamburgers. En ek het gevoel ek kan 'n hamburger so gryp en in my mond indruk. So honger was ek gewees. Nou, ek wil amper vir jou sê die beeld wat die Here Jesus hier kom skep is nog baie meer intens as dit. Die hongerste honger wat jy ooit in jou lewe geervaar het. Die verlange na meer van die Here in jou lewe om te doen wat reg is in die oë van die Here, dit oorheers daai honger wat 'n mens fisies ervaar. Met ander woorde, ek en jy, ons moet 'n verlange, ons moet smag daarna om te doen wat die Here vir ons leer in sy woord. En dis wat belangrik is. Ons moet doen wat die Here Jesus van my en van jou verwag. Nie wat ons dink nie, wat ons leer in sy woord. Nou ons almal weet wat gebeur met jou as jy honger ly. Dis eintlik is dit baie gevaarlik, want as jy baie honger ly of as jy lank sonder water is dit so gevaarlik jy kan selfs doodgaan. En net so is dit dat ons in ons geestelike pad wat jy met die Here stap, jy kan nie sonder die Here Jesus nie. Jy het die Here nodig in jou lewe. En inteendeel, die oomblik wanneer jy nie 'n honger en dors het na meer van die Here in jou lewe nie, dan gaan daar slegte nagevolge vir jou wees. En baie van dit gaan wees, nommer 1, jy gaan nie geestelik groei nie. Jy gaan nie besef wie die Here Jesus werklik is nie. Jy gaan uitmis op seën van die Here in jou lewe. So met ander woorde, die oomblik wanneer daai hinkering na die Here Jesus, die dag wanneer jy die Here ontmoet as verlosser en saligmaker, dan begin daai hinkering. Dan is dit daar. Maar die dag as dit nie meer daar is nie, dan moet jy besef jy's op 'n gevaarlike plek. As jy nie 'n honger het na die Here nie. Ek wil amper sê jy kan nooit op 'n plek kom en ek gaan dit nou weer sê, jy kan nooit op 'n plek kom waar jy geestelik tevrede is met jouself nie. Want as jy tevrede is geestelik met jouself, dan beteken dit, hoor hierso, ek is eintlik maar reg. Maar eintlik is ons nie. Ons moet altyd 'n honger in ons harte hê na meer van die Here
meer van hom, minder van myself. Nou, ek het laasweek genoem van die verlore seun, en ons almal ken die gelykenis. Nou die verlore seun, hy het 'n honger en 'n dors gehad na die dinge van die wêreld. Die Bybel wys dit baie duidelik vir ons. En ons weet waar het hy opgeëindig tussen die varke. En ongelukkig is dit so, daar's baie mense wat vandag ook, wat 'n honger en 'n dors het, maar hulle versadig hulle met die dinge van die wêreld. So ons lees, André sit vir my op daar asseblief, 1 Johannes 2 vers 15. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. So met ander woorde, die oomblik dat jy besef dat jy arm van gees is, die oomblik dat jy besef dat jy is 'n sondige mens en jy treur oor jou sonde, die oomblik wanneer jy nederig is, dan kom die honger en dors na meer van die Here in jou lewe. Ek wil weet, ek en jy kan nooit op 'n plek kom waar ek en jy so halfgemaksigtig is en sê ek is geestelik waar ek moet wees nie. Want die oomblik as jy so is, dan beteken dit jy honger na die Here, na meer van die Here in jou lewe, daai vlammetjie brand nie meer nie. En dis belangrik. Ek en jy moet altyd, elke dag van ons lewens, moet ons daai hinkering hê na meer van die Here in my lewe. Want ek moet besef dat hoorie so in hierdie wêreld van vandag, waar daar baie uitdagings is ek afhanklik van die Here en ek moet 'n honger hê, 'n brandende begeerte in my hart na meer van die Here, want ek weet sonder die Here, sonder sy teenwoordigheid, sonder die Heilige Gees se inspraak in my lewe, gaan ek nie kan geestelik groei nie, gaan ek agteruit gaan. Ons lees in Psalm 42 vers 2, en ek is 'n bekende lied wat ons baie sing. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? So Dawid maak dit baie duidelik. Selfs Dawid kom, en Dawid was 'n man na God se hart gewees. En ons almal weet Dawid was nie volmaak gewees nie. Maar hy kom Dawid en hy sê, ek smag soos 'n wildsbok na waterstrome, met ander woorde 'n wildsbok wat dors is, so smag ek na U, Here. Maar kan ek vir jou vra, is jy op so 'n plek? Het jy nog 'n brandende begeerte dat dit jou sal pla? Luister hierso, ek was nie hierdie Sondag by die kerk gewees nie. Hoor hierso, ek het die Bybel gelees nie. Want as jy 'n brandende begeerte het, as jy 'n honger en 'n dors het na meer van die Here in jou lewe, sal jy nooit tevrede wees om net nou en dan Bybel te lees nie. Jy sal nooit tevrede wees om net nou en dan kerk toe te gaan nie. Want jy sal 'n begeerte hê om te wees wat die Here wil hê ek moet wees, tussen kinders van die Here. Want die Bybel leer vir ons dat jy hoort in die kerk. Hebreërs 10 vers 25 sê dit baie duidelik, moenie die onderlinge bijeenkomste versuim soos baie die gewoonte het nie. So met ander woorde, bly honger, bly dors na meer van die Here. Want as jy honger en dors na meer van die Here in jou lewe, dan sal jy doen wat die Here van jou verwag. Psalm 63 vers 2, die ou vertaling. O God, U is my God, U soek ek. My siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en 'n uitgedroogde land sonder water. Weer 'n keer kom Dawid en hy maak 'n baie sterk uitspraak. Hy sê nie net ek nie, hy sê my siel, my vlees. Met ander woorde sê hy, my hele wese smag na U, Here. Ek het U nodig, Here, ek is afhanklik van U. Ek kan nie sonder U nie. Dit voel vir my of ek in die woestyn is en dit gaan sleg met my en Here, al wat my kan help is net U en U alleen. Jy sien, ek wil weer sê, hierdie is nie 'n oppervlakkige begeerte nie. Dis nie, luister, ek is lus vir Burger King of ek is 'n bietjie honger nie. Hierdie is 'n diepe, intense, dis 'n hinkering na die Here Jesus Christus. Wat jou dryf, wat jou motiveer,
wat jou sal maak dat jy die Bybel sal vat, dat jy die Bybel sal lees, dat jy gehalte tyd by die Here sal spandeer, dat jy gehoorsaam sal wees aan sy woord, dat jy sal kerk toe kom en dat jy sal doen wat die Here vir jou leer in sy woord. Dat jy werklike respek, dat jy agting sal hê en sal besef, maar ek kan bid 'n heilige, 'n almagtige God en ek het hom nodig in my lewe, want ek hunker na hom. En as die hinkering nie daar is nie, wil ek weer vir jou sê, dan moet jy jouself gaan ondersoek. En wat baie interessant is, hierdie saligspreking, gesê het is die wat honger en dors na dit wat reg is. Dis nie onthowe nete hier ingedeel by vers 6. Nou, ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee, onthou die Bybel in die oorspronklike taal was daar nie werklik hoofstukke en verse gewees nie. Maar hou in gedagte, ons het al geleer dat die heel eerste ene was salig is die wat arm van gees is. Kan julle dit onthou? So hierdie ene, hy is nie verniet op die plek waar hy moet wees nie. Want die oomblik wanneer jy besef dat ek is 'n sondige mens en jy treur oor jou sonde. Die oomblik wanneer jy nederig is voor die Here en jy besef maar ek het eintlik niks wat ek vir die Here kan bied nie. Wanneer ek besef, hoor hierso, ek is afhanklik van die Here, dan kom die honger vir die Here in my lewe. Wanneer ek besef ek is arm van gees. Wanneer ek besef, hoor jy, ek kan nie sonder die Here nie. Wanneer ek besef, ek is 'n sondige mens. Wanneer ek besef, luister, ek is nederig, ek moet barmhartig wees. Dan raak dit al hoe meer vir jou moontlik om te besef, ek moet 'n hinkering in my hart hê na meer van die Here Jesus in my lewe. Ons laaste punt. Hulle sal versadig word. Nou kyk, ek dink ons as baptiste, ons lui van dit. Ons hou van dit. Ons werk met baie kos. As twee dinge wat ons baie altyd doen. Ons hou van baie water, jy kyk my drif, en ons hou van baie kos. Maar hier kom die Here Jesus, en hy sê, die oomblik as jy smag na hom, as jy werklike honger in jou hart het, na meer van die Here in jou lewe, dan sal hy jou versadig. Nou interessant, die Griekse woord hier vir versadig is kortazo, wat beteken om iemand in oormaat versadig te maak. So dit beteken letterlik, die boodskap is baie duidelik, iemand wat werklik besef, hoor hierso, ek het die Here nodig, ek het 'n honger in my hart na die Here, dan kom die Here en hy sê, hy sal jou nie net versadig nie, hy sal jou in oormaat versadig. Met ander woorde, die Here Jesus is meer as genoeg vir ons as kinders van die Here. Hy sal jou in oormaat versadig. Weet jy daar's 'n vers wat my opval, Psalm 16. Dan sê Dawid, die neetsnoere het vir my op lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek wil vir jou sê, jy kan net dit sê, as jy 'n honger en 'n dors na die Here Jesus het. Ek wil vir julle nog so 'n paar verse lees, ook van Dawid, Psalm 107 vers 9. Hy het die dors gelees van die wat versmag het. Hy het die goeie in oorvloed gegee aan die wat honger gely het. En dan Johannes 6 vers 35, Johannes. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. So Dawid sê dit, Jesus sê dit. Hoor hierso, as jy na my smag, dan sal ek jou versadig. Jy sal nooit weer honger kry nie. Jy sal nooit weer voel daar's 'n leegheid binne in jou nie. Want daai leegheid wat baie mense ervaar in hulle lewe, dis net die Here Jesus wat daai leegheid kan vul. Nie die wêreldse dinge nie. Net die Here Jesus alleen. Interessante ding, Moses het ook 'n honger gehad. 'n Honger en 'n dors na meer van die Here in sy lewe. Eksodus 33 vers 18.
Toe sê Moses, laat ek tog net u magtige verskyning sien. So in ander woorde, Moses het dieselfde begeerte. Hy vra vir die Here God, Here, ek wil net die magtige verskyning sien. Hoor jy, ek en jy dieselfde begeerte. Here, meer van u. Here, al wat ek wil hê in my lewe, is dat u inspraak sal hê in my lewe. Dat u die belangrikste in my lewe sal wees. Dat niks en niemand vir my belangriker sal wees as die Here God nie. Net hy en hy alleen. Ek wil weet, daar's niemand wat jou sal kan versadig soos die Here Jesus Christus nie. Iemand wat nie wedergebore is nie, sal altyd geestelik honger en dors wees. Dawid was ook iemand wat honger en dors na die Here. Ek wil weer Psalm 63 lees, maar ek lees dit hierdie keer in die 83 vertaling. Want hy is hy daarop. Ja. Ek soek u, o God, my God, ek dors na u, ek smag na u. Dit is 'n mooi woord. Om 'n smagting te hê na die Here Jesus Christus. Ek smag na u soos in 'n dor en 'n droë land sonder water. En dan die woorde van Paulus. Paulus, dieselfde begeerte. Filippense 3 vers 10. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. So dis baie duidelik dat die manne in die Bybel, hulle het 'n honger en 'n dors gehad. Hulle het besef wat dit beteken om 'n honger en 'n dors te hê na die Here Jesus Christus, om te doen wat reg is, wat die Here wil hê. Maar ongelukkig lewe ons in 'n tyd waar mense baie godsdienstig is. As mense wat gereeld kerk toe gaan, hulle lees die Bybel en hulle bid. Maar dit is al waar dit stop. En alhoewel dit 'n goeie gewoonte is dit nie genoeg nie. Want jy sien, iemand wat so half tevrede is met hulle geestelike lewe, wat nie 'n smagting het na meer van die Here in hulle lewe nie, dis iemand wat werklik kort, wat werklik geestelik kort, wat werk is te kort skiet. En dis iemand wat nie kan sê dat die Here sal my versadig nie. En ek wil afsluit met hierdie gedagte, as jy werklik honger en dors na wat reg is, wat die Here wil hê, en jy sal doen wat die Here behaag, dan sê die Here vir ons in Matteus 5 vers 6, dis die laaste vers wat ons, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. So die oomblik, as jy 'n honger het na die Here, as jy 'n soeke het na die Here, as jy 'n smagting het na meer van die Here in jou lewe, dan kom die Here Jesus en hy sê, hy sal jou versadig. Want hy en hy alleen is meer as genoeg vir ons as kinders van die Here. Sonder die Here sal jy altyd honger en dors, sal altyd 'n leegheid wees. Jy sal nie smag na geregtigheid nie. Jy sal nie smag om te doen wat reg is in die oë van die Here nie. Maar as jy gered is, jy het 'n honger en 'n dors na die Here Jesus. Jy besef jou eie sonde. Jy besef dat jy arm van gees is. Jy besef jou afhanklikheid. Jy besef dat jy barmhartig moet wees. Dan kom die honger en die dors na meer van die Here in jou lewe. En dan sal hy jou versadig. Mag die Here gee dat ons altyd 'n begeerte in ons harte sal hê. 'n Brandende begeerte na meer van die Here in ons lewens. Kom ons sluit af met gebed. Here, ons kom in hierdie oggend en Here, daar is soveel mense wat nie 'n hinkering het na meer van U in hulle lewens nie. Here, wat so gemaksigtig is, wat U so halfhartig en lamsakkig doen.
En ek bid, Here, dat elkeen wat sê dat hulle U kinders is, dat ons werklik vir U in gees en in waarheid sal aanbid. Here, wat U sê in die woord, U soek die wat U so aanbid. Dat ons U sal aanbid met harte wat gerig is op U. Here, ons besef vandag dat baie keer ontbreek ons die honger en die dors na meer van U in ons lewens. Maar ons is dankbaar, Here, dat U die een wat ons kan herstel en wat ons kan terugbring op die paaie van geregtigheid. Here, ons wil bid dat U wil sal geskied, nie net hier nie, maar ook in die hemel. Want ons weet, Here, dat U is God. U is soewerein en U wil sal altyd geskied. In Jesus naam bid ons dit. Amen.